Welkom, sit maar. We gaan 'n bietjie vanoggend met julle praat. My opskrif is: Wie is die God wat jou kan red? Ons gaan dit lees uit Daniël 3 vers 15. Daniël 3 vers 15. As julle dan nou, sodra julle die geluid van die horing, die fluit, die sitter, luit, harp en doedelsaak en van allerhande musiekinstrumente hoor en bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, maar as julle nie aanbid nie, sal julle onmiddellik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hande kan verlos? Jy sien, hierdie verhaal gaan oor Nebukadneser wat 'n goue beeld opgerig het. En hy beveel dat almal, nie net een nie, nie net twee nie, maar almal moet voor hierdie beeld buig. Hulle was geluister het vir die geluid, as die horing blaas, 'n fluit, 'n sitter, 'n luit, 'n harp, 'n doedelsaak en allerlei musiekinstrumente. En hulle moes dit doen om die vuuroond te vermy. Hoeveel keer en hoeveel maal kom ons te staan waar ons as mens vreesbevange raak? Ons hoor dinge, ons luister na ander goeters, en dan wil ons neerval, en soms so my eie woorde, ons wil rondkruip en soos 'n tantrum gooi. As gevolg van die goeters wat ons hoor. Hoeveel maal luister ons na die dinge wat so hard is om geluide te maak? Ons luister na geskreeery. Ons luister na wat 'n horing fluit. Ons omstandighede is so hard. Sal jy neerval as mens? Sal jy neerval voor 'n beeld of 'n prentjie? En dit aanbid? Hoe gaan ons 'n groot God aanbid? Jy sien my partykeer, vergewe my as ek verkeerd is, maar ja, ek is ook maar net 'n mens, ek kan dalk ook verkeerd praat, maar ek glo partykeer as 'n mens in so 'n groot situasie is, vergeet ons partykeer van hoe groot ons God is. Ons vergeet van die dinge wat hy kan doen. Hy kan die kleinste probleempie wat jy het, wat ons dink 'n berg is, kan hy wegvat. Jy sien, baie keer luister ons na advies. Ons luister na mens, ons luister na ons vriende se advies. Maar dis nie altyd die uitweg nie.
Ja, baie van ons vriende dink hulle is prokureur en hulle hierdie regte advies en goed, met alle respek. Maar ons God is die een wat vir ons die regte advies gee. Wat die regte advies vir jou probleem gee. Wie is die God wat julle uit my hand kan verlos, sê Nebukadneser. Dat ons soms so moedeloos is en ons neem verkeerde besluite omdat ons vergeet wie ons God werklik is. Jy sien, ons God kan ons uit enigiets uit verlos. Sedrag, Mesach en Abednego is voor die koning gebring, omdat hulle nie wou neerbuig voor die beeld nie. Wanneer hulle die geleide hoor, het hulle geweet dat hulle as hulle nie gebuig het en neergeval het vir hierdie geleide nie, het hulle geweet dat hulle gaan in die vuuroond gegooi word. En hy het gevra, wie is die God wat julle uit my hand sal kan red? Hierdie vraag was nie net aan 3 manne gerig nie, dit was 'n uitdaging aan die lewende God. Nebukadneser het gedink sy mag was groter as enige God. Kom ons ook nie soms op 'n plek waar ons ook soms ook glo dat sommige magte is groter as ons God nie. Ons dink baie keer die Here gaan nie hierdie kan uitsorteer nie. Ek weet nie wat se kant toe nie. Luister die Here vir my. Weet die Here ek is hier. Ons vergeet dit. Ons is baie keer so vasgevang in ons probleme, ons omstandighede, dat ons vergeet dat alles by God is moontlik. Maar kom ons kyk in die woord hoe die 3 manne antwoord. Daniël 3 16 tot 18. Daniël 3 vers 16 tot 18. Sedrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê: Ons ag dit nie nodig om op hierdie 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Hoor mooi wat sê hulle. Hulle staan voor 'n koning wat 'n lewe in sy hand het. En ek wil net 'n bietjie daar stop. Is dit ook nie soos in vandag se lewe wat mense dink dat hulle het jou toekoms, hulle het jou besluite in hulle hande nie. Want dit is vir ons as mens, dink ons het beheer oor mense. Maar dit is nie so nie. God is in beheer. God sal vir jou die regte antwoord gee. God sal vir jou die regte besluit laat neem en goed. Nie die mens nie.
Mense dink hulle is in beheer, maar surprise, surprise, God is in beheer. So sê hulle, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. Nou as hulle dit vir 'n koning kan sê om te sê, baie woorde, hoor jou, ek gaan nie doen wat jy sê nie, want jy is nie in beheer van my lewe nie. My geloof is sterk genoeg om op God te vertrou en God sal saam met my wees. So hoekom ons as mens is die hele tyd bang oor wat mense sê? Omdat mense in beheer wil wees oor ander mense en goed. Ons moet begin opstaan en sê nee, dit is nie hoe dit werk nie. God is in beheer. Nie mens nie. Hulle weet wie hulle God is. Hulle geloof in hom is sterker as die probleem wat voor hulle staan. Hulle hoef hulle self nie te verdedig nie. En tog sê hulle, as God in staat is om hulle uit die vuuroond en die mag van die koning te red, sal hulle nog steeds nie aanbid nie. Sal hulle nog steeds nie dit in hulle eie hande neem en hulle eie lewe red nie, omdat hulle geloof in God was. En dit is wat ons ook moet doen. Ons moet ophou worry oor wat mense sê, oor wat mense wil besluit en wat mense in beheer wil wees. God is in beheer, nie die mens nie. En as ek nou maar op toentjies trap vanoggend, dan is dit nou maar so. Dit is wat die woord sê. Hoekom was hulle sterk in geloof? Omdat hulle die antwoord op die vraag geken het, het hulle geweet wie hulle God is. Wat hulle uit enige, luister mooi, uit enige omstandigheid kon red. Is jou verhouding met God in so 'n groot geloof, dat jy dit kan glo, dat enige omstandighede wat jy het, dat hy jou uit dit uit sal red. Hulle geloof was nie gebaseer op wat God moes doen nie, maar op wie God was. Hulle het God vertrou, selfs as hulle sou sterf. Gaan ons vandag ons geloof in God sit vir wie hy is. Die koning het so kwaad geword, dat hy die oond 7 maal warmer gemaak het. Kan jy nie imagine hoe warm is daai oond gewees het? 7 maal. Die manne is vasgebind en in die vuur gegooi. Die vuur was so warm dat die soldate wat hulle daar ingegooi het omgekom. So kan jy hulle indink toe hulle daai deur oopmaak, hoe warm was daai oond gewees. Toe gebeur die wonder in Daniël 3 vers 26. Daniël 3 vers 26. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuuroond wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos die
van 'n godeseun. Jy sien, die manne was nog in die vuur gewees, maar hulle was nie alleen nie. Hoe awesome, het ek hier geskryf, jammer vir die Engelse woord. Hoe awesome is dit? God het nie net hulle uit die vuur gered nie, maar hy het saam met hulle in die vuur gestaan. Dit is hoe groot hulle geloof was, dat hulle geweet het, dat daai vuur in daai oond gaan hulle niks doen nie. Want hoekom? Want hulle het geweet, my God is saam met my. My God sal my nie los nie. En daar was God saam met hulle in die oond gewees. Want hoekom? Want God is besig om hulle te beskerm. Jy sien, hulle was vasgebind gewees. En nou is hulle los. En God is saam met hulle in hulle beproewing. Jy sien, terwyl hulle in daai oond was, het die bande afgebrand, waarmee hulle vasgemaak was, het afgebrand. Maar daar het niks by die manne gebeur, terwyl daai bande gebrand het nie. Die vuur wat bedoel was om hulle te vernietig, het slegs die toue verbrand. Soms laat God toe dat ons deur die vuur gaan, maar nie om ons te vernietig nie, luister mooi. Maar om die dinge wat ons bind, weg te brand. Hy gebruik beproewing om ons vry te maak, maar laat ons nooit alleen daardeur gaan nie. Ons almal is soms deur die vuur oond. Nie net julle nie, ek ook. Ja, daar is verander tyd. Moeilike tye, vervolging, siekte, verlies of beproewing. God beloof nie altyd dat ons nie die vuur sal vryspring nie. Ja, daar gaan probleme op ons pad kom. Daar gaan dinge wees wat gebeur en goed. Maar God is altyd daar. Hy sal jou nie los nie. Maar hy beloof dat ons nooit alleen daarin sal wees nie. Al is ons in daai vuur oond, en ja, goed gebeur met ons. En dis soos wat ek net gesê het. God sal jou nie los nie. Hy is saam met jou daar. In 2 Korintiërs vers 17 sê die woord, dat die Here die Gees is. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Halleluja. Jy sien, die Here is saam met ons, en dit maak ons vry, so ons moet dit glo. God is saam met ons in die vuur, en verbreek alles wat ons vasbind. God gebruik soms die vuur om ons vry te maak. Baie keer bid ons dat God ons uit die vuur moet hou. Maar God sê soms, ek gaan saam met jou deur die vuur. Want in die vuur gebeur iets wat nêrens anders gebeur nie. Hier kom dit. Trots word verbrand. Vrees word verbrand.
Gesondheid word verbrand. Kettinge word verbrand. Ou bande word verbrand. Vernietig, verbrand. Wat die vyand bedoel het om jou vas te hou, gebruik God om jou en my los te maak. God hoor jou en hy maak jou vry. Kom ons kyk in Psalm 107 vers 14 tot 16. Psalm 107 vers 14 tot 16. En toe hulle die Here aanroep in hulle benoudheid, uit hulle angste het hy hulle verlos. Laat hulle die Here loof om sy goed en tierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders, want hy het die koperdeure verbreek en die ystergrendels het hy stikkend geslaan. God se hart glo ek is altyd vir bevryding. Geen tronk is sterker as God nie. Geen grendel is te swaar vir hom nie. Jy sien, Jesus het gekom om mense los te maak van sonde, vrees, skuld, siektes, verslawing, bande wat nooit gebreek kan word, die verbreek hy. En hy verbreek die mag van die vyand. Ware vryheid kom alleenlik deur Christus alleen. En ek het hier geskryf, wanneer God saam met ons is, word ons geloof sterker. Word die bande wat ons vashou verbreek. Sy teenwoordigheid word sigbaar. En en al die dinge wat met ons gebeur, kom as 'n getuienis vir dit wat God vir ons doen. Jy sê maar dit stop nie net daar nie. Kom ons lees verder in Daniël 3 vers 26 tot 27. Daniël 3 vers 26 tot 27. Ek weet ek lees vinnig, so dis hoekom ons nou begin het om hierdie te doen. Dan kan jy na die tyd gaan naslaan. En as ek nonsens gepraat het, bel my. Dan kan ek sê, ja, maar as ek 'n fout gemaak het, maar ek glo nie. En julle kan sien dat ek die waarheid praat. Dat ek nie daar in die week sit en goed uit my duim uitsuig om hier op 'n Sondag te kom staan en preek nie. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sedrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste. Luister mooi wat sê hy. Knegte van Allerhoogste. Gaan uit en kom hier. Toe het Sedrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, bevelheffers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad het en dat die hare van hulle geloof nie geskroei is nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie.
Kan julle self indink met op 'n 9 toe hy sien daar staan die manne, hy sê vir hulle kom uit. En ek dink hy het hierdie groot oë gehad, kan ek myself indink om te sien hierdie ouens bekeer niks. En hy het gedink hy's in beheer met daai standbeeld wat hy daar gebou het om te sê julle sal daai standbeeld aanbid. Maar daai 3 manne het gesê nee, ek gaan nie. My God is groot. En daar stap hulle uit die oond uit. Hulle bekeer niks nie. Hulle het nie eens 'n reuk van vuur op hulle liggame gehad nie. Kan julle julleself indink hoe groot is ons God? En ons twyfel altyd, ek self. Nie dink omdat ek 'n pastoor is, ek is hierdie heilige mens nie. Ek maak ook foute. Ek ook baie keer hardloop na mense toe vir advies. Wat ek moet weet, ek moet na my God toe gaan. Want my God is groot. Dit was 'n wonderwerk. Wat 'n wonderlik was dit wat gebeur het toe hulle uitkom, uit die oond uitkom. Geen haar op hulle koppe was geskroei nie. Hulle klere was nie beskadig nie. Die vuur het geen mag oor hulle gehad nie. En daar was ook nie 'n rookreuk aan hulle nie. En as julle kan onthou voor, die oond was 7 maal warmer gemaak as gewoonweg. En niks het met hulle gebeur nie. Dit wys dat God se verlossing volkome is. Hy red jy net halfpad nie. Hy red jy nie net 'n bietjie nie. Hy red jou heeltemal. Selfs die reuk van die beproewing het nie aan hulle gebly nie. Jy sien die wonderwerk was, hulle is gebind in die vuur en hulle is ingegooi. Maar hulle loop los in die vuur. Die vuur het nie hulle liggame gebrand nie. Die vuur het nie ewen hulle klere beskadig nie. Die vuur het nie eers 'n rookreuk aan hulle klere gelaat nie. Maar die vuur het wel iets vernietig. Die bande waarmee hulle vasgebind was. God het nie sy kinders vernietig nie. Hy vernietig wat jou vashou. Dit wat hy vir elkeen van ons wil doen, ons losmaak van dit wat ons vashou. Bekommernisse, ons worry oor ons kinders, ons worry oor ons finansies. God maak ons los van woede en van oordeel. Siekte. Daai eie ek wat altyd beter weet. Daai oordeel. Daai teregwysing. Kom ons laat toe dat God ons vandag kan losmaak van al daai dinge. Die vuur het geen mag oor hulle liggame gehad nie. En daar was selfs geen brandreuk aan hulle nie. Man, dis 'n wonderwerk. Kan jy jouself imagine? As ons braai soos daar is wat ons gaan bad en goed wat sê, ek smak stink. Hulle het daar uitgeloop en hulle het niks bekeer nie. Hulle het nie eens geruik na rook nie. Dis hoe groot ons God is. Hulle het deur die vuur gegaan,
maar die vuur het geen bewys op hulle gelaat nie. Dis hoe God sy kinders herstel. Hy genees nie net nie. Hy herstel voorkome, ekskuus. Hy neem nie net die wonde weg nie. Hy neem selfs die reuk van die wond weg. Die vraag van Nebukadneser bly vandag van pas. Wie is die God wat jou kan red? En die antwoord is, die God van Sadrag, Mesach en Abednego is die lewende God, nie 'n standbeeld nie. Hy is magtig om te red, magtig om te bewaar en magtig om saam met sy kinders deur die vuur te stap. Waar die wêreld rook, daar word verlies, daar word vernietig. Daar word altyd 'n verwagting. Bring God bevryding. Hy bring vrede. Hy bring oorwinning. En daardie God is ook ons God. En ons is duur gekoop deur sy bloed. Ons God wat ons ook bevry, wat saam met ons deur die vuur stap, die God wat selfs die reuk van die beproewing nie aan ons laat bly nie. Die God wat ons meer as oorwinnaar maak, gaan ons vandag saam met ons God in geloof stap. Omdat ons weet wie hy is. Dieselfde God wat die bande van Sadrag, Mesach en Abednego verbrand het, is dieselfde God wat vandag die kettinge en die boeye van ons af kan afbreek en ons kinders. Jy sien, geen vuur is te warm, geen tronk is te sterk, geen ketting is te swaar vir die almagtige God nie. Jy sien, wanneer Jesus in die middel van jou vuur staan, verander hy jou. Jou beproewing in getuienis, jou bande in vryheid en jou pyn in lof. Miskien voel jy vandag gebind deur vrees, sonde, skuld, verslawing, teleurstelling. Ons voel vir finansiële druk op ons. Of ons omstandighede lyk vir ons so groot. Maar ons moet onthou, jy kan al hierdie dinge oorkom. Hoe? God het nie die vuur gestop nie. Hy het die bande gestop. Jy is nie alleen nie. God loop saam met ons. Hy loop saam met my. Elke dag, selfs in jou vuur. Maak nie saak hoe warm daai oond van jou is nie. God stap altyd saam met ons. Hy is saam met ons in daai oond. Jou omstandighede is nie groter as jy nie. God is groter as jou omstandighede. Daar is niks te klein of te groot vir God nie. Ek sluit af met die volgende. Ek sien, daar waar ons in daai nood is, daar waar daai vuur so warm vir ons is,
Daai bekommernis wat so groot vir ons is, daai las wat ons so op onsself dra, is ons vandag bereid om daai te vat en dit by die Here te gaan sit. Daai eie ek te vat en by die Here te gaan sit. En vir die Here sê, hier's ek, Here. Hier is ek. Ek is in 'n oond, Here. Ek weet nie waartoe om te gaan nie, Here. Ons vergeet altyd, die Here is hier. Die Here is hier. Die Here is hier. Die Here is hier. En ons vergeet dit altyd. Maar is ons vandag bereid om te sê, Here, ek gee alles oor aan U. Dankie, Here, dat ek nie 'n rookreuk op my het nie. Kom ons sluit die oë.